wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. Deur sy seun, ons Yeshua, wat vir ek en vir jou gesterf het. Wat weer opgestaan het, wat vir ek en jy die Heilige Gees kom gee het, ons Yahuwah. Om ons te kon leer en onderrig in hierdie wonderlike tyd waarin ons vandag staan. Ja, ek sê 'n wonderlike tyd omdat ons weet hoe naby aan die tyd is ons werklik, aan die koms van Yeshua. En baie kere dan kom ek agter hoe hierdie wêreld maar net aangaan en aangaan. Asof hy nog vir altyd sal aangaan. Maar verseker kom ek na u toe vandag en ek sê vir u, onomwonde, Yeshua is op pad. Moet ek en jy in gereedheid kom, ons sy bruid. Moet ons hierdie kledingstukke van ons onbevlek laat kry. Maar u weet, ek lees in die week daar in Jeremia 16. En nou waarsku Jeremia die volk, dat Yahweh sê, hy gaan 'n oordeel oor hulle bring, hy gaan hulle wegvoer vanweë hulle ongeregtigheid. Nou luister nou mooi wat sê hy daar in Jeremia 16 vers 19, want so sê Yahweh van die leerskare, die Elohim van Israel. Kyk, ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en in julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid. En as jy al hierdie woorde aan hierdie volk bekend maak en hulle jou vra, luister nou mooi geliefdes, waarom het Yahweh al hierdie groot onheile oor ons gespreek? En wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen Yahweh, ons Elohim, begaan het? Nou as jy mooi luister na hierdie vers, dan besef u net dat hierdie volk het geen klou nie. Hulle weet nie wat hulle gesondig het nie. En so is dit vandag nog. My mense dink hy's op die regte pad. My mense kom en hulle haal al hierdie ongeregtigheid, hierdie ongehoorsaamheid, het hulle so gewoond geraak aan dit. Jy weet, geliefdes, en dit is my tragies dat hierdie volk nie dadelik kom en sê, maar weet u, ekskuus, ons het gesondig teenoor u nie. Hou vra hulle vir Yahweh, maar wat het ons teen u gedoen? En so is dit in hierdie volk van ek en van jou se lewe ook vandag. Elke ou gaan net sy gang. Elke ou vra nie, maar Yahweh, asseblief, wys ons deur u Gees. Want jy weet, Yeshua kom die hele tyd en hy waarsku die hele tyd. Hy sê, pas op dat julle nie mislei word nie. Pas op dat julle nie mislei word nie. Want misleiding in hierdie wêreld is aan die orde van die dag. Want ek en u, geliefdes, kan nie anders te. Ek en u om te werklik te luister na die woord van Yahweh nie. En daar volgens te lewe nie. Maar elke ou het sy eie opinie en sy eie storie. Maar dan kom Yahweh en hy sê, dan moet jy vir hulle sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek Yahweh, en agter ander gode aangeloop, en hulle gedien en hulle daarvoor neergebuig het, maar my verlaat het en my wet nie gehou het nie, en julle nog erger gehandel het as julle vaders, want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy bose hart, om na my nie te luister nie. Dis eintlik 'n vreeslike woord, geliefdes. En hierdie vers is net so van toepassing op ek en jy se lewe vandag. Wat ek en jy en my mense luister nie. Elke ou het ietsie waaraan hy glo. Elke ou het hier 'n dingetjie wat hy aan glo en daarna glo. Plek van die woord en kom terug na die woord toe. Nie na die kerk of die dominee of die pastoor of die leraar of wie ook al nie. Maar kom terug na die woord van Yahweh toe.
En gaan vra die Heilige Gees om vir jou hierdie dinge te wys. Want voorwaar die tyd is naby, geliefdes. En dan kom hy en hy sê daar in Matteus 25, vertel Yeshua as hy nou weer kom, en voor hom sal, vers 32, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hulle sal van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle, geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Is dit nie waarna toe ek en jy moet uitsien? Wel geliefdes, ek sien uit daarna. Ek sien uit na hierdie koms van Yeshua, na hierdie nuwe waar Jahwe se woord sê. Hy sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. En hy gaan dit doen, geliefdes, want hy is die Almagtige. Daar in Psalm 33 sê hy spreek net en dit geskied. Nasies en tiranne smee vernietelplanne in die vlam van haat. Ja, want ek en jy moet dit absoluut weet, dis waarna toe ek en jy moet uitsien. Maar luister, hier kom die finale oordeel. Daar in Jeremia se tyd is Daniel en al sy vriende en hierdie volk is in ballingskap weggevat na Babel toe. En wat het gebeur, geliefdes? Al hierdie mense is in kettinge. Daniel, Sadrag, Mesach, Abednego. En van hierdie klomp mense wat weggevoer is na Nebukadneser, na Babel toe, het Daniel en sy 3 vriende nie gekompromis nie. Hulle het nie 'n kompromie aangegaan nie, want hulle het geweet wat hulle moet eet en wat hulle moet drink. Hulle het geweet op wie hulle moet vertrou en wie op hulle nie moet vertrou nie. En daarom kom hulle en gaan hulle na die opsigter wat oor hierdie jong manne aangestel is. En luister, dis nie net 4 nie, dit is honderde, duisende. So klein is hierdie persentasie wat op die woord van Jahwe staan, dat dit net nie waar is nie. En kom ek en jy word ook deel van hierdie klein persentasie. Hierdie wat nie deur misleiding, nie deur hierdie wêreld se kompromie kan aangaan nie. Hulle gaan na die opsigter toe en hulle vra hom, hulle sê, weet u asseblief, laat ons net nie laat ons net ons eie voedsel eet. Hy sê nee, die koning gaan agterkom, julle is maarder en julle is nie gesond soos wat hy my opdrag gegee het nie, en ek vrees die koning. Maar Daniel sê, alright, sit ons op die proef. Maar moet ek en jy dit ook nie doen nie, geliefdes? Moet ek en jy dit ook nie hierdie lewe van ek en jy op die proef stel, sodat mense kan sien dat ek en jy is die lig van hierdie wêreld? En ek vra en doen 'n ernstige beroep op u om u self te gaan ondersoek. Dis maklik om te sê, maar weet jy wat? Ons is nou in hierdie omstandighede. Ons maak nou soos hierdie land se wette maak. Ons gaan oor, ons begin nou hulle taal te praat. Maar hierdie 4 manne bid tot Elohim en vra asseblief, help ons. En Jahwe kom en hy praat met hierdie opsigter. En hy sê, alright, ek gee julle 'n kans. Maar sien nie hoe dit klein begin het, daar die vasstaan, daar die wat jy nie gekompromis het. Daar die mense, daar die 4 op die ou einde van die dag, geliefdes, gaan deur hierdie 4 oond. Word hulle voorberei vir hierdie 4 oond. Vrees hulle nie die wêreld nie, maar vrees hulle net Jahwe. Want jy sien, geliefdes, as ek en jy
hierdie wêreldvrees het ek en jy probleem. Wat daarin Jesaja sê, dit te duidelik. Hy sê, julle moenie vrees dit wat hierdie wêreld vrees nie, maar vrees hom eerder wat die siel en die liggaam in die hel kan werp. Want dit is belangrik dat ek en jy nie kompromieë met hierdie wêreld gaan nie. En dit is hoe Suid-Afrika vandag lyk. Van al die kompromieë wat ek en jy aangegaan het, en gesê, ag, ons kan nie meer nie. In plaas van, kom ons staan op die woord van Jahwe, en ons vertrou vir Jahwe. Dit is maklik om saam met die stroom te gaan, geliefdes. Maar ek en jy het op 'n punt gekom, waar dit noodsaaklik is, dat ek en jy moet die onderskeidingsvermoë het, om nie kompromieë met hierdie wêreld aan te gaan. Te kyk wat ek en jy eet, dat ek en jy 'n voorbeeld is vir ander mense. Ek en jy se dade, se optrede, dat ander mense na ek en jy kan kyk en kan sê, waarlik, daardie mens wat daar loop, hy het nie kompromieë met hierdie wêreld aangegaan nie, en hy gaan ook nie met hierdie wêreld kompromieë aangaan nie. Want kyk, hy vrees Jahwe, en hy wag op Jahwe. Hy wag op Yeshua, want Yeshua vertel vir ek en vir jou, maar ek wil hê, hier kom hierdie finale oordeel. En dan kom hy en hy sê, en hy sal die skape van aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat in sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader. En daar in vers 25, want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Luister nou baie mooi. Dan sal die regverdiges, hierdie skape, hom antwoord en sê, Jahwe, wanneer het ons die honger gesien en gevoed, of dors, of te drinke gegee? En dan sê hy, en wanneer, en daar vers 38, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee, en wanneer was u siek gewees, of in die gevangenis, en na u gekom? En die koning sal antwoord, en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, en luister nou baie mooi, geliefdes, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Doen u dit? Doen u alles wat u doen, doen u dit asof u dit vir Jahwe doen? In u werk, in u ontspanning, in al hierdie goed. Maar luister nou mooi wat sê daar vers 44 sê, dan sal hulle, dit is nou die bokke, om antwoord en sê, Jahwe, wanneer het ons hier honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie. Hoor jy nou mooi wat sê, en nie gedien nie. Want jy sien hierdie woordjie dien, het hulle vervang met die woordjie vrees. Wanneer het ons u dan nou nie gedien nie? Maar hulle het hom nie gevrees nie, geliefdes. Hoor jy mooi wat sê ek? Daar in Psalm 34 vers 8 sê, en Jahwe trek 'n kring om die wat hom lief het en wat hom vrees. Is jy beskerm in hierdie wêreld? Vrees jy Jahwe? Want as jy Jahwe vrees, hoef jy niks anders te, hoef jy nie hierdie wêreld, die politieke magte, of wat ook al in hierdie wêreld te vrees. En u nie gedien nie. En op 'n ander plek in een van die ander evangelie sê hierdie mense, maar ons het duiwels in die naam uitgedryf. Ons het al hierdie dinge gedoen. Dan sê hy, gaan weg, ek ken julle nie. Dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan die een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie.
Geliefdes, dit het tyd geword dat ek en jy wakker word. Dit het tyd geword dat ek en jy hierdie louheid van ons slaas raak. Praat nou die dag met iemand en hy sê oor 'n radio onderhoud wat hierdie persoon gehad het, wat hy my gevra het om te doen. Praat ek en hy so, en hy sê, maar jy weet, jy moet nie te geestelik wees nie, want jy weet, dit gaan oor my lisensie. Ek sê, jy weet jy wat, kom ek vertel jou wat sê Openbaring sê, omdat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie, maar lou is, daarom sal ek jou uit my mond uitspuug. Want weet jy, die besluit wat ek en jy neem in hierdie wêreld, dit is Jahwe wat vir jou die lisensie gee. Dis Jahwe wat jou stel op hierdie plek. En nou ewe skielik, dink jy, dit is jy? Dink jy om kompromie met hierdie wêreld aan te gaan, kan ek en jy sommer maar nou net die woord van Jahwe eenkant laat staan? Nee, geliefdes, kom ek en jy gaan terug na die woord van Jahwe toe. Kom ek en jy gaan terug na sy gebooie, sy insettings, sy verordeninge, na Yeshua, hy wat vir ek en jy die volkome offer was. Kom ons doen dit en staan ons ook vas in hierdie woord, want dit is die wonderlikste voorreg wat ons het. En luister nou mooi wat sê hy daar in 1 Korintiërs 2 vers 9, ek dink, sê hy sê dit wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en die verstand van 'n mens nie opgekom het, wat Jahwe vir ek en vir jou voorberei het voor die begin van hierdie wêreld. Is dit nie wonderlik nie? Ja, geliefdes, sien u uit daarna? Dink u nog daaraan? Want dit is baie kere my probleem met myself ook. Baie kere is ek so vasgevang in hierdie wêreld en kyk ek so na hierdie wêreld se golwe, dat ek nie besef, dat ek dink nie eens meer daaraan, dat hy gaan kom op die wolke nie. Nee, ek en jy moet absoluut, en dan besef ek net, dat ewe skielik is dit asof daar, sal ek sê, 'n vrees oor my kom. Dan besef ek, maar ek het my blydskap verloor. Kom ek en jy gaan terug na die woord van Jahwe toe. Kom ek en jy gaan terug met hierdie wonderlike verhouding wat ek en jy het. Jy weet, baie mense sê, maar die boek Henog, of hy dit gelees het, weet jy wat, geliefdes? Die Bybel sê, Henog het met Jahwe Elohim gewandel. En dit is nie nodig dat jy hierdie boeke ken en hierdie boeke lees nie. Solank jy met hom wandel, dan het jy alles volbring. Dan sal jy hom ken, dan sal jy hom verstaan, en dan sal jy op hom wag. Want kom ek en jy wag op hom. Want kom ons kyk wat sê hy daar, dit is in Psalm 48. Nee, 49, maar vers 16. Maar Elohim sal my siel loskoop van die mag van die doderyk. Luister nou mooi, van die doderyk. Want hy sal my opneem. En dan sê hy dit baie mooi daar, geliefdes. Wees nie bevrees as 'n man ryk word nie. As die rykdom van sy huis groot word nie. Want hy by sy dood sal hy van alles niks saam neem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Waartoe gaan hy? Doderyk toe. Waartoe gaan ek en jy? Ons gaan na die hemel toe. Daar sê hy in Psalm 73, nogtans sal ek altyd by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. En ek groet u met hierdie wonderlike vooruitsig en hierdie wonderlike woorde van hierdie psalmdigter. En ek sê vir u shalom.